Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Kijk, dis amptelik 8 uur, tyd vir episode 11. Brenna, Ja, kijk van Bradpan Dam af. hoe gaan het met jou, my maat? Maar gaan het altijd goed. Dan gaan we jou. Baie goed, So, ek dankie. is maar 'n bietjie skaam. Is baie mense in die live. Dit is 'n awesome voorreg om jou vanaand as een van ons gaste te kan hê. Ag, dankie man. En Lekker om ons hier te gaan wees. hierdie aand afskop. En ons gaan na hierdie intro netjie luister en daarna julle moet nêrens gaan nie. Of hoe die Johan stem het altyd op noot vir noot gesê, moenie roer nie, ons is nou weer terug. Maar hier's gelukkig nie ad breaks nie julle. So just stick with us. Ons gaan dat waai, tap and share. Wait and sight, here we go. Ek Episode net gou 11, rook, enjoy die song. here we come. Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live met hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Let's go guys! Tap and share, welcome in everyone. Nieuwe mensen van overal, Seizoen 1, overal episode 11. Let's go guys! Woo! soms mensen. Let's go guys! Zet je handen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melks, kom we zijn aan. En ik keier ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, voor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Daar is julle weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af, jou favorite Maakskommel, saam met ons gas vir vanaand, niemand anders as Brennas nie. Nou vir die van julle wat hom nie so goed ken nie, hier is ons vir julle 'n kort voorstelling. Vanaand se gas is 'n redelike bekende TikTok persoonlikheid. Hy is van Polokwane, Limpopo af. Hy is maar op die platform om mense te laat lag en as hulle slegte tye het, dit op te helder. Iets interessant oor hom is seker die feit dat hy baie skaam en teruggetrokke was en bang was om TikTok te doen. Want hoe sit jy voor 'n kamera en praat met vreemde mense? Dit is niemand anders as Brennas nie. Brennas, hoe voel jy oor vanaand? Goeienaand julle. Ja, ek's rustig en jy man. Ek's aan die gang. Kyk, ek kon nou nie 'n melkskommel kry en hy sou smelt, maar ek het nou wel 'n soortgelyke ding te kry. Daar's hy! Check dan net hierso. Maar dis maar 'n bietjie Check dan dors. net. En dan mens moet mos daai dors les. So Ongelukkig nou ja. julle vanaand sit of nie net vanaand nie. Die rekord van die likes se ver is 114.300 likes. Kom ons kyk of ons dit vanaand kan beat. Julle, met dit gesê, vanaand se geek se topic met ander woorde is kompeterendheid. So ek en Brennas gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. So Brennas, met dit gesê, gaan ons begin met hierdie aand.
En die Alright, eerste vragie waar ons Ja. gaan stilstaan is, wat beteken dit vir jou om kompeterend te wees? Jo, vir my om kompeterend te wees. Kyk, vir my beteken dit maar meestal 'n kompetisie is 'n kompetisie. Jy moet try met iemand compete. Jy kan nie net probeer slap lê nie. Jy moet jou moeite insit, effort insit. Dis maar wat dit vir my beteken. Vir my beteken kompeterendheid dat ek enige iets redelik sal doen om suksesvol voor ander 'n spesifieke prestasie of doel te bereik. Alright, soos basies om ander te wen dan basies. Definitief. Die tweede vragie, dink jy kompeterendheid is 'n natuurlike eienskap of iets wat mense aanleer? Dis 'n bietjie van al twee vir my, want jy kan kompeterend gebore word, maar ook jy kan nie kompeterend genoeg wees nie. Jy kan altyd by ander aanleer hoe om kompeterend genoeg te wees. Ek dink kompeterendheid is 'n natuurlike eienskap omdat mense van nature oor ons evolusie vir hulpbronne moes kompeteer. Deesdae is dit nie meer so belangrik nie en dus draai ons fokus nou op sport of vermaak om ons kompeterendheid uit te druk. Ons derde vraagie, Brennas, is dink jy iemand kan te kompeterend wees? Ek nou ja, 100%. Ek dink iemand kan te kompeterend raak, want van kompeterend raak kan mense persoonlik raak, en van persoonlik raak dit lelik. So ek dink 100% dit kan. En ek moet ook definitief 100% verseker saam met jy hierso stem. Ja, ek glo 100% dat mense te kompeterend kan raak. Want mense kry 'n gesonde vorm van kompetisie, maar ook daai toksiek vorm van kompetisie om te kompeterend te wees. Gesonde vorme van kompetisie dryf mense om die beste van hulle uit te lewer, maar as iemand te kompeterend raak, dan begin daai negatiewe aspekte oor te neem, soos aggressie, agterbaksheid, daai om te cheat en selfs geestelike en gesondheidsnagevolge vir daardie persoon. Shanaiki, jy sê dit is 'n natuurlike ding in julle huis. Hoor jy my mens? Nou met dit gesê, Brennas, bring ons dit by ons eerste interessante feit vir vanaand. En jy's ons gas, so jy moet hom vir ons gooi. Vir my interessante feit van kompeterendheid is baie mense het 'n miskonsepsie daarvan. En 'n mispersepsie eintlik, kom ek stel dit so. En vir my wat 'n mispersepsie daarvan is wat ek opgelees het, is basies mense dink kompeterendheid en om die beste te wees en te overachieve is dieselfde ding. Wat eintlik glad nie is nie. Overachieve en kompeterend wees is 3-4 verskillende dinge. Dis maar die feit wat ek daarvan gaan kry het. Kompeterendheid sou nie 'n maklike ding om feite te gaan kry nie, is maar 'n ding waar hoe kan ek sê waar jy uit jou eie perspektief uit moet praat. Vir my is, of die eerste feit wat ek met julle gaan deel is, kompeterendheid is deels geneties. Studies dui daarop dat sommige mense van nature meer kompeterend is as ander. Dit is as gevolg van sekere persoonlikheidseienskappe en genetiese faktore. Nou ons vierde vraag, Brennas, is in jou opinie, wat is die verskil tussen gesonde en ongesonde kompetisie? So, ek gaan net een verskil noem, as dit alright is. Vir my een verskil tussen gesonde en onggesonde kompetisie is. Gesonde kompetisie is iets wat nie verhoudings opneem nie, vriendskappe opneem nie. Ongesonde kompetisie is vir my wanneer die kompetisie te ver gaan en dit mense aanraak, dit mense negatief beïnvloed. Wanneer mense begin sleg voel omdat hulle nie daar kon kom nie, wanneer 'n ander persoon in die kompetisie is besig om hulle af te kraak. Vir my is gesonde kompetisie wanneer jy graag iets aanpak vir die vreugde daarvan, die genot daarvan met die doel om dalk te kan wen. 'n Ongesonde kompetisie is wanneer daar geen vreugde en geen medespel in jou ervaring is nie. En die enigste rede hoekom jy kompeteer is om teen alle koste seker te maak dat niemand anders wen nie. Want jy is die een wat op die ou end net wil wen. En ek glo almal in die comments kan relate of die mooi Afrikaanse woord daarvoor vereenselwig dat dit al met jou gebeur het, dat jy al in daardie posisie was.
Ons vyfde vraagie Brennas, dink jy kompetisie kan verhoudings versterk of veroorsaak dit gewoonlik spanning? O nee, 100%. Ag nou TikTok se voorbeeld gebruik. Ek dink julle almal weet wie is King Jacob. Ek en King Jacob is moerse groot kompetisie vir mekaar gewees. En ek kan nog steeds nie wen nie, maar ons band het sterker geword, ons hap mekaar bollie. Weet nie of ek mag vloek nie. Op Jy die mag, platform Brennas? kan ek myself wees. Jy mag net Alright. jouself wees. Ja goed, okay. Ons hap mekaar kak op en van platform af. Ek meen en dan ja, slegte kompetisie. Ag, ja, ja. Die slegte ding daarvan is van die spanning wat dit kan veroorsaak is wanneer jy nou 'n vroutjie vat of 'n mannetjie vat of wat ook al. Persoonlik, julle kompeteer nou jy wil nommer 1 wees op universiteit. En nou wen sy met 2% en dan bou spanning tussen julle twee, gee 'n paar vuil kyke op die stoep en sy stamp so 6 keer met haar tas of so tipe van ding. Dit is spanning. En volgende keer as jy haar sien wil haar net met 'n boek gooi of so iets, ek weet nie. Ek dink gesonde kompetisie versterk verhoudings. Dit is die ongesonde kompetisie wat die spanning veroorsaak. Ons 6de vraagie. Dink jy sosiale media speel 'n rol daarin om mense meer kompeterend te maak? Absoluut. Absoluut nie. Ek was baie kompeterend geweest voor TikTok, maar toe ek op hierdie platform kom, raak ek windgat en kompeterend. Albei saam. En die windgat gaan ek dra by tot kompeterend raak van ja, stom, ek wil beter as die ou wees. En dan gaan ek my windgat gaan bylas met kompeterendheid. So sosiale media doen 100%. Kyk, jy wil beter nou maar hierdie hoeveelheid mense in jou live en ek het hierdie hoeveelheid, ek wil volgens beter, meer mense as jy hê. Ek dink ek's beter as jy. Dis maar kompeterendheid. Hallo kyk. Ek gaan ook definitief sê ja, omdat dit die indruk skep dat jy altyd aan moet bly. Met ander woorde, jy moet die heeltyd 'n doel of 'n teiken nastreef sonder om te rus, want sosiale media rus nooit nie. Ja, is waar. So met dit gesê, Brennas, deel vir ons nog 'n interessante feit. Nee, wag. Ja, nou ek voel jy kan jou feit eerste. Ja, ek het die eerste een, die vorige feit eerste gedoen. Kom ons gooi hom. My feit is mans en vroue kompeteer dikwels verskillend. Navorsing toon dat mans dikwels meer direkte kompetisie verkies, terwyl vroue meer indirekte of samewerkende forme van kompetisie gebruik. Mans So, en vroue wat in die comments is, stem julle saam? Hulle beter nie saamstem nie. Gooi hom weg. Kyk. So vir my, gesonde en ongesond, nee, dis die verkeerde vraag. Hou vas. Oei, wat is die vraag? Ek het 'n feit gee, die vraag antwoord die wat? Ek het vergeet. Okay. So vir my, feit is basies dat op sosiale media soos TikTok, het julle geweet dat vrouens meer geneig is om beter te doen op hierdie platform as ons mans? Dit is 'n feit van kompeterendheid, want vrouens is van natuur baie meer kompeterend as 'n man as dit kom by aanlyn goede. Kyk, watch it. Stuur location niks nou daar, kyk, jy's nie ver van my af nie. Loukie. Dit is baie interessant. Ja, net dit. Kyk, kom weer. Ek ook. Kyk, ja, Maar myne is net ek vet is. Ja, maar ek ook, maar my titel is vet. Vraag 7, nee? Vraag 7, julle. Dink jy die samelewing beloon kompeterende mense meer as samewerkende mense? Nee. Ja. Dalk al twee. Want as ek saam met iemand werk, kom ek sê vir jou so. As ek saam met iemand werk, hier's Barry, is nou my bestie, né? As ek is hy saam werk, gaan dinge beter gaan as iemand wat teen ons kompeteer, want ons is dan 2 teen 1 wat kompeteer. As hy persoon se effort nie genoeg gaan wees as wat ons effort is, gaan hulle nie wen nie. Loukie sal nie dit vir Barry sê nie, ek sal mos ek nie sal fight.
Vir my is dit ja, ek dink so. En dit is omdat daar 'n oorheersende klem geplaas word om te presteer. In amper alle aspekte van die samelewing. Leiers het meer waarde as volgers. Dit bring ons by nommer 8, Brennas, en dit is, dink jy... Ek wil net jou sê voorheen na nommer 8 toe gaan, né? Ja? Jy het way te professioneel hierdie goed aangevat. Goeie doen. Baie dankie. Nommer 8, dink jy kompeterendheid en vriendelikheid kan saam bestaan? Nee. As ek met jou kompeteer, gaan ek nie nice wees met jou nie. Moenie jy kom hier staan en dink jy gaan vir my smile terwyl ek jou dalk wil bliksem nie, verstaan? Wat sou dit kry? Ja, hier is hoogste Afrikaans vir my klein brein. En jy sê sommer ja, nee, te weg Afrikaans. Nuwe. Nou vir my sal ek sê, ja, ek dink so. En hier is hoekom. Solank die kompeterendheid gesond bly, is dit dat mense mekaar gaan respekteer. Maar dan kom die ongesonde stukkie nou by. En dis dan wat ek saam met jou gaan stem, Brennas, dat jy nie noodwendig all smiles gaan wees nie. Moenie waar met my comment nie. Ons 9de vraagie, Brennas, dink jy dis moontlik om suksesvol te wees sonder om kompeterend te wees? Ja. Wees net beter. Nee, ek grap. Nee, ek dink dit is nie. Ek dink jy is moontlik om suksesvol te wees sonder om kompeterend te wees nie, want jy moet compete. As jy nie compete nie, hoe gaan jy iets behaal? As jy nie deelneem nie. Ja. Basies. Ek gaan sê ja, ek glo dat jy suksesvol kan wees sonder om kompeterend te wees in 'n persoonlike kapasiteit. Die oomblik wat ander mense betrokke raak in dieselfde taak met die doel om te presteer of om daarvan te baat, is jy outomaties in kompetisie. Outomaties. Ja. Brennas! Ek gaan jou Dit is tyd vir fighting. Dit is ongelukkig weer daai tyd. Ek kon net 2 feite kry. Ek kon nie ChatGPT nie my eie brein nie Google nie YouTube nie Oranje YouTube nie OnlyFans nie. Pokkel kon vir my 'n derde fight gee nie. Wel, ek maar wil julle nog 'n fight hê ter kompeterendheid. Vir my, ek persoonlik as ek compete, dis nou wel 'n fight, maar is 'n fight van my, so fight vir fight. Ek kompeteer met niemand behalwe myself nie. En partykeer die fight daarvan is waar op neerkom. Om met jouself te kompeteer is die beste tipe vorm van kompeterendheid. En daai is 'n fight. Ek dink daar is nog genoeg fighte vir die aand. Die laaste feit wat ek met julle gaan deel is, te veel kompetisie kan skadelik wees. Oormatige kompeterendheid kan stres, angs en konflik veroorsaak. Mense wat oormatig kompeterend is, ly dikwels aan depressie en lae selfbeeld. Ek het net depressie as my drankglas. Ek voel jou pyn. Julle, baie dankie vir u likes. Ons trek op 27,500 likes. Not too bad, guys. Ek wil vir julle gee. Julle is op het. Ek like het as julle op het is. Ons 10de vraagie, Brennas. Dink jy kompetisie? Amper nog ek het al die vraag gevra. Nou ek dink jy kompetisie kan bestaan sonder vergelyking? Nee. Ek gaan dit nou... Ja, ek is soms 'n problem child, kyk. Meeste van die tyd.
Nee, dit kan nie. Ek kan nie my verduideliking hiervan gebruik. Hier's kinders in die live dink ek. Ja, ek gaan my vergelyking gebruik. Fok, jy het geseker by self wees. Ja, jy Ek gaan nou die vrouens gebruik se voorbeeld. Ek gaan my vrouens gebruik se voorbeeld. Hierdie een vrou. Wag, wat is die vraag? Wat? Ja, hierso. Nee, dit kan nie. Kompetisie kan nie bestaan sonder vergelyking nie. Want hierdie vrou se titties is kleiner as daai vrou se titties en sy wil haar titties groter hê. So sy vergelyk onsself met daai vrou om beter te wees. Ja, ek hoor jou. Vir my wil ek sê nee, die oomblik wat 'n ander persoon entiteit of 'n produk betrokke raak, is vergelyking onvermydelik indien jy wil kompeteer. So ek stem saam met jou Brennas, nee, want jy het ja, vrouens, dan kan vir Ek dink my rede is beter as joune. Vraag 11 julle, wat sê jy, kyk, TikTok gaan alles net oor looks. Jy kan 'n doos wees, maar jy's mooi. Daarom is ek fucking mooi. Holy shit. Ek nou gaan net 'n paar prama aan my soos die vrouens op die Happy Max, mooi. As elke vraag aan julle, wat is die grootste wanindruk wat mense oor kompeterende mense het, Brennas? Hulle dink ek is kokkie. Ek is 'n kokkie nie, ek's windgat. Anet, wat se gift? Ek het nog niks gekry nie. Wat? Kan iemand net my 'n leeu stuur asseblief, hierdie raak nou drasties. Anet sê almal dankie vir die taps, die gifts. Kry 'n rosie. Al wat jy het. Ek hoop dan nie. Alright, next. My antwoord op daardie vraagie julle is, ek dink die grootste wanindruk oor kompeterende mense is dat hulle van nature onvriendelik of uiters vieslik is. Okay, volgende, ek het baie. Tweede laaste vraagie, Brennas. Sou jy eerder teen iemand beter as jy wil kompeteer om te groei, of teen iemand op jou vlak om 'n beter kans te hê om te wen? As ek iemand onder my vlak, ek wil hom boelie as ek klaar gewen het. Wat? Nee, ek jok. Ek vat net gat. Ek soek iemand bo my vlak, soos fokus Brennas. Kyk hy is moeilik, okay? Ek soek iemand op bo my vlak, want as jy nooit met beter as wat jy is kompeteer nie, gaan jy nooit groei nie. As jy altyd op dieselfde vlak bly, gaan jy net daar bly. Soos goes, hulle sê hulle wil groter boobies hê, maar hulle sit nie skare in die wiel om dit te kry nie. Ek stem saam met jou, ek sal verkies om teen iemand te kompeteer wat beter is as ek, omdat dit 'n uitdaging bied en 'n geleentheid is om meer te leer en om te groei. So Ag, eerlik vir jou is baie min mense wat beter is as ek. Baie min. Ons laaste vraagie. Wat is belangriker, Brennas, om te wen of om te weet jy het jou beste gegee? Nie om te wen. Ek wil nie weet my beste. As dit my beste was, hoekom het ek nie gewen nie? Okay, fair point. Maar vir my gaan ek definitief sê dat ek weet ek het my beste gegee. Dat was jou beste nie goed genoeg nie. Try again, maybe tomorrow. Morgen sal die son wees, dan try ons weer. Ja, try môre weer. As jy nie weet nie, is jou beste nie goed genoeg nie. Nou julle, dit was dan die vragies vir vanaand. Nou kom ons by die fun and games. En ons eerste kortspeletjie. Brennas, wat het jy my gesê gaan games gespeel word nie? Ons eerste kortspeletjie wat ons gaan speel, se naam is die Dealbreaker or Not. In die weergawe van sy is 'n 10. Kan ek my gully uitblok asseblief? Hier is nou gevaarlike goed. Fox is 'n moderator, kan nie.
So hoe dit werk is, sy is 'n 10 gaan voor in die stelling wees, dan gaan ek vir jou die stelling gee. Maar ek gaan nie die hele tyd sy is 'n 10 repeat nie, die mense gaan dink Ja, ja, ek het ja. die pot verloor. Maar hier gaat ons. En al wat jy moet vir my sê is dit 'n deelbreker vir jou of nie? Here we go. Nee. Eerste een. Sy is 'n 10, maar sy verander elke bordspeletjie in 'n ernstige kompetisie. Dealbreaker. Nee, ek joke. 6. Ag, my woud ook bysit, my nommer ook bysit. Ek hoop sy luister. 2. Maar sy weier om jou ooit te laat wen. Nee, dis 'n 10. Dis 'n dealbreaker. Ag, dis 'n 10. Dis nie 'n dealbreaker nie. 3. Maar sy raak kwaad wanneer sy verloor. Hier, is 'n 10. Ek het my redes hoekom. Ek gaan dit hier sê nie. Hier's mense wat dink ek's 'n goeie mens om hierdie laai. Ek joke. Ek joke. Dis 'n 10. Fok vir jou WhatsApp asseblief. Julle, ek wil regtig vat haar mod weggeblok haar. Dankie. So Nike, Waldo, Brennas klink soos Marcus. Nommer 4, Brennas. Maar sy sien elke gesprek as 'n debat wat sy moet wen. Ja, dis okay. 5. Maar sy gee net om oor die eindresultaat en nie die ervaring nie. Dis 'n 10. Op ander vlakke. Vir groot mense, nie vir julle kinders se ore hier in die comments nie. Sesde vraag. Maar sy glo dat tweede plek dieselfde is as verloor. 100%. Tweede plek se eerste verloorde. Nommer 7. Maar sy neem selfs video speletjies te ernstig op. Dis 'n 10. 17-jarige, kyk, jy moet nou begin hierso vir mense jok. 17-jariges mag jy by TikTok verklei nie, hoor. Julle, ek ry nou na kyk toe. Ons gaan nou rol. Ons derde laaste een, maar sy hou 'n oorwinningstoespraak nadat sy Monopoly gewen het. Dis 'n 10, ek doen dit ook. Ek staan daar op en sê vir almal hoe kak hulle was. Ons tweede laaste een, maar sy wil wetenskappe maak oor letterlik alles. Maar as jy wetenskap wil maak met jy geld het, 10. Soek jy Ons arm laat- wil nie, wat? Vader, ek wil ek vir jou in my lewe. Ons laaste enetjie, maar sy hou 'n Excel spreadsheet van al haar oorwinnings teen jou. Nee, wat, ek vat haar beste vriendin, dealbreaker. Nou julle, dit was dan ons kortspelletjie vir vanaand. Die deel. Is dit nou dit? Wat? Ek is bang. As jy sê jy kom speletjies raak, ek bang. Nou julle, dit bring ons dan by ons volgende skepie van Pro en Praat. En hierdie is ons groot speletjie. Brennas, is jy gereed vir hierdie speletjie? Ek weet ek kos kyk maar. En hierdie speletjie, julle, se naam is Nee, kyk my. Skommelsaam. Wat? Ja, ek het dit opgeskryf, kom al. Oh. Dus kom ek 'n girlfriend net, want sy doen dit vir my. Wat, is 'n verkeerde skommel. Oeps. Oh. Oeps. Julle, ek bedoel ek's rarig, ek's 'n kerk mens. Oeps. So julle Skommelsaam gaan werk. Is nie hoe dit klinkie. Okay. So, ons gaan nie belle losmaak en al daai dinge nie. Hoe dit gaan werk is as volg. Brennas, ek gaan aan jou 6 kategorieë gee. Naamlik die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vassel en die luister. appel. Jy moet En die ongeveer ek appel. jou verloor by die eerste een. So
So dis die houer, die geur, Geur. die toppings, Toppings. die sous, Sous. Ek lag vir 'n WhatsApp, sorry. die Okay, ons met die sous. die vulsel en die afronding. Okay, So, en Brennas, wat is jy doen? afronding. Afrond. So Brennas, jy as ons gas, gaan 3 van hierdie kategorieë kies en die oorblywende 3 gaan na my toe kom. En dan gaan ons vir ChatGPT vra om hierdie lipplek lekker melkskommel wat ons nou saam gaan maak aan mekaar te slaan. So watter 3 kategorieë kies jy? Noem hulle gou weer. Ek het 'n kok gegee, okay, loop so uit. Die houer? Het jy Die houer, ja. Die Jy het dit geur, gesê, ja. Die geur. toppings. Okay, ek vat toppings, geur. Kyk hy. Die toppings en die geur en wat jy nog? Wat so nog? Die vulsel en die sous. Ek moet die houer vat. Kyk, hoe wil jy die houer hê? Ek kyk net WhatsApp se die deurkom en ek sê nie kak, maar alright. 'n breinpapiersak waarin biltong kom. 'n biltong papiersak. Yes. Okay. Kyk. En wat so geur wil jy vir hierdie melkskommel hê? Biltong. En watter toppings wil jy vir hierdie melkskommel hê? Biltong spice. Kom ons kyk. Zack, ek sê vir jou my mense, hier kom 'n ding, 'n wille ding. Wille ding. Vir ons hierso in die background, hierdie liplek lekker melkskommel aan mekaar Ek kan nie gaan beloof, slaan. kyk hy is baie trots op my. Sy het gehoor biltong. En Chennai, sy sê 'n goeie Afrikaanse melkskommel. Ja, dis nie met die Afrikaans begin nie. Asseblief, ek het dit gedop op skool. Nou, julle bring ons by ons laaste skippie van Pro en Praat en dit is die Q&A vragies, Brennas. Ek gaan aan jou 5 vrae vra. Hier gaan ons. Nommer 1. Jy is van Polokwane. Wat sou jy sê is jou gunsteling aspek van Polokwane of dalk die Limpopo provinsie as 'n Girls. geheel? Die girls. Ja, Die girls. 100% die girls ou. Hulle maak my bang. O, my gunsteling. My gunsteling of Ja, jou die gunsteling. drankpryse. Drankpryse. Fok is cheapie binne. Nou, hoekom sê jy die girls maak jou bang? Hier's 'n paar rowwe goed in die provinsie. Ek sê hier, kyk hy, bly humble. Hoeveel keer het ek nie al 'n gesprek gehad nie? Kyk hy is my ma en nou gaan sy so aan. Ai. Dis nie regtig my ma nie, julle, ek beloof. Beloof. My ma het goeie maniere. Alright, volgende. Die tweede vraag. As 'n content creator op TikTok, sê jy hou daarvan om mense te laat lag en hulle op te beer. Wat sou jy sê is 'n suksesvolle resep vir komedie wat iemand sal opbeer? Ek dra gewoonlik 'n rok. Ek sê ernstig. As ek hoor mense wat in my permanent in my lives is, mense wat my lives kyk, mense wat my ondersteun, gaan jy 'n kak tyd. Dan trek ek 'n rok aan en ek dans in 'n rok, of ek sit 'n rooi lig aan en ek dans Magic Mike. Die Magic Mike sê jy. Kyk. Sy sê nee, sy jokes is kak. Kyk hy raal vir my net weer uit, julle verskoon haar. Sy het nie haar ou mens pille gedrinkie verskoon. Okay. Brenna is ons derde vraagie. Jy was oorspronklik skaam en teruggetrokke gewees. En dis huiwerig
En dis huiwerig om TikTok inhoud voor te sit. Wat het jou sienspunt of uitsig verander, dat jy dit nou gereeld doen? Ek weet nie, ernstig, ek weet nie. Ek dink, ek het gesien ek het 'n girl op chat op hierdie app. Ja. En toe kry confidence. Terwyl jy daai confidence. Oh, ek het my trouvrou op die app ontmoet, ek sweer, ek weet dit nog net nie, maar ek dink ek het. Want jy is my trouvrou van Brillenpyp. Ek sou daar ou se vrou trou, maar ja, hy is naam naby my noem nie. Ons tweede laaste vraag, Brennas. Voel jy steeds of jy met vreemde mense praat deur die kamera? Oh, baie kere. Baie kere. Nie omdat ek hulle nie ken nie, maar hulle karakter, hulle mense is my bietjie is bietjie vreemd, jong. Ek het 'n paar keer verrowwe karakters op hierdie app ontmoet. Brenna skaam. Floorsie, jy het my ontmoet by TikTok. Ek is kakskaam. Ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie. Nou fuck ek my sigarette by die bar vergeet. Maar Brennas, maar al wat jy doen is man, jy doen maar net al die bogenoemdes. Nee, kyk ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, maar fuck het ek my sigarette by die bar vergeet ou. Ja, nee. En daar lig Brennas kliphard sê Christine. Nee, Christine uitgaan. Wat? Al die bogenoemdes. Ek rook en ek drink nie, wat? Dood ernstig. Kyk, hy sê die kind is fokkelskaam nie. Okay, 'n goeie ding is dat ek nog nie kinders sien. Waarvan ek weet. Ons laaste vraag, Brennas. Laastens, sien jy kompetisie as 'n geleentheid om jouself te verbeter of jouself te bewys? Wat ek dink. Self te bewys of self te verbeter. Ek gaan dat my krywel, hoofkrywel daai antwoord. Hy ken my nou al goed, ek wil hê hy moet daai antwoord. Kom ons laat Ek weet wat my antwoord, dan gaan ek na die tyd my antwoord gee. Hy gaan nie in 'n boksie klim nie, maar hy kom en Stian, sien ek kompetisie om myself te verbeter om homself jammer te kry. Hy doen homself jammer te kry. Stian, die regte antwoord is nee. Hierso. En dit is hoekom hy weggegooi is. Nee. Jy soek orders maar nooit waar jy nodig is. Waar was ek nodig hier? Alright, ja, dit is al twee. Soos wat kyk hy sê, dit is al twee. Al twee. Nou julle, dit was dan die aand, maar nou is julle gereed om daardie maagskommel te sien wat ons geskommel het. Julle, die houer, 'n biltong bag. Kyk hy sê sy guld genies, sorry. Die biltong flavor. Fulsel, frozen grapes, and lime pieces. Is dit my vulsel? Die saus, simple syrup, net syrup. Die toppings is biltong spice, nee, jy kan nie. En die afronding is whipped cream with biltong's pieces and a sliced lime. En hierdie melkskommel wat julle nou gaan sien, sy naam is The Biltong Madness Milkshake. Fok. Al wat ek kan sê is fok, maar hier kom ons. En hier is die melkskommel. Fok, is al Dit lyk kak lekker. Toes. Maar wat is daai groen kak? Die laai. Hulle moet nou 'n whipped cream uit al, sies. Nou julle glo dit of nie,
Maar nou hierdie aand gaan hierdie resep van hierdie fucking maagskommel beskikbaar wees. Die, hoe sê, Janay, die trotse Afrikaanse maagskommel. Gaan Waar gaan jy nou hom hierdie kry? aand beskikbaar wees. Ek weet nie wat om aan koop. Het lyk lekker, het daai groen kakkie. Ek vir jou soos 'n bok. My biltong lyk jy. Hoor jy, kos aan die geel vet in daai biltong nie. Nee, dit weet ek nie. Biltong moet so lyk. Biltong moet so lyk. Dis hoe biltong moet lyk. Janay sê ek verkoop het, guys. Ek hou my geld, dankie. Nee, ek ook 100%. As dit suurlemoen. Julle kan enigiets insit wat julle wil wil in daai plek. Maar Brennas, het jy enige iets om te bemark? Dit is Vivo se biltong. Ja, julle, ek wil graag Vivo slaghuis bemark. Hulle is in Vivo in Limpopo. Maar ook hier in Pietersburg self. Is daar ook 'n Vivo slaghuis, gaan koop alles uit. Ongelukkig kan dit nie vandag en môre nie. Ek het alles stok gevat. Maar julle kan werklik maar daar vir julle gaan biltong kry. Dit is kak lekker. Dankie Floortjie. Ja, en ek wil ook dan 'n oomblik vat om dankie te sê aan absoluut niemand behalwe myself. Want ek het die moeite gedoen om uit die bed uit te staan vanoggend en biltong te gaan koop. En nou julle met dit gesê, gaan ek gou vir julle vinnig wys wie's volgende week se gas op Pro en Praat episode 12. Kom ons kyk gou daarna. Dit is 'n podcast. 8 jaar drol. Volgende En ek wil vir week, kyk julle- ook dankie sê. Ek weet net nie hoekom, is dit Junebug? Ja, inderdaad. wie is Volgende daar week langs het ons 'n Junebug. Wie's langs June was jy? Jou favorite Max, kom maar. Julle moet dit nie misloop nie om 8:00 volgende maandag aand. Brennas, duisende dankies en jy was so voorbereid. Jy het tot 'n Max kom gehad vir hierdie geleentheid. I Ek mean, het nooit gedrink en dit voel klaar vet. Ou kan ek jou iets interessant wys. Alvas. Ja. Maar ek het weet, ek het gaan sukkel om navorsing te doen oor die feite. Maar baie dankie Brennas, dit was 'n heerlike aand saam met jou. Julle en onthou, die lekkerste skommel, blye melk skommel. Asie, hy lieg. Goed hom nie glo nie. Ek was nog nooit ongelukkig na 'n lekker skommel nie. Wat? Hierdie ou. Kan jy glo hy jok so, o, jy's seker lekker geel vir biltong kyk hy. Kykie. Floortjie, stem jy saam? As 'n man ongelukkig was na 'n skommel, het hy 'n strook of 2 gemis. Stamot so jou mond julle. Maar Brennas, baie dankie. Baie dankie dat jy jou tyd uitgekoop het om saam met ons te kuier vanaand. Alright. Was 'n awesome voorreg. Ons check julle weer. Bye julle. Bye. Sien julle volgende week. Baie dankie aan al my moderators. Julle, ek het 'n fantastiese span agter my. Baie dankie. Dankie vir elke liewe kyker van Pro en Praat, elke trotse kyker van Pro en Praat. Julle word opreg waardeer. Baie liefde julle. Tot volgende week. Waar Junebug ons gas is vir episode 12. Jy wil dit nie misloop nie. Dis die einde van die podcast en Bye show. julle. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie vol